Goeiedag, baie welkom by Woordspeel. Of jy nou hierdie vroeg in die oggend kyk of laat in die aand, mag jy net gestig word deur hierdie gedeelte in Johannes 6 wat ons vandag na kyk. Ek lees vir jou Johannes 6 vers 16 tot 21 met die tema oorhaastig. Ons lees: Toe dit skemeraand geword het, het Jesus sy disippels na die meer toe gegaan, in 'n boot geklim en na die oorkant van die meer na Kapernaum toe begin vaar. Dit was al goed donker, maar Jesus het nog nie by hulle aangesluit nie. En die meer self het onstuimig geduin as gevolg van 'n baie sterk wind wat gewaai het. Toe hulle ongeveer 5 of 6 kilometer weggeroei het, sien hulle Jesus op die water loop tot naby aan die boot, en hulle het vreesbevange geword. Jesus sê egter vir hulle: Dit is ek, hou op bang wees. Hulle was gretig om hom in die skui te neem, en die boot het onmiddellik by die oewer aangekom waarheen hulle gevaar het. Goed, so Jesus het sopas die 5000 plus mense, ongeveer 20.000 mense, 5000 mans, het hy gevoed wonderbaarlik met 5 broodjies en 2 vissies. Daarna klim hy die berg uit om weg te kom van die skare af en 'n bietjie af te sonder. Teen die aand, vir een of ander rede, besluit die disippels, hulle gaan maar so lank in die bootjie klim en hulle gaan maar oorvaar na die oorkant toe sonder Jesus. Hulle beland in 'n woeste storm, en laat die aand kom Jesus genadiglik na hulle toe aangestap op die water. Johannes vertel nie vir ons hier hoe Petrus op die water loop nie, want ek dink Johannes wou nie die kollig op Petrus plaas nie, en op daardie episode nie. Maar wat hy wel sê is dat toe Jesus in die boot inklim, toe arriveer hulle onmiddellik, bonatuurlik, by hulle bestemming aan die oorkant van die see. Soos wat ek Johannes se weergawe van hierdie storie lees, lyk dit vir my of die disippels 'n bietjie oorhaastig opgetree het. Dalk wou hulle nie daar aan die oorkant van die see slaap nie. Dalk wou hulle by hulle huise uitkom, Kapernaum. Dalk wou hulle gaan vertel van wat Jesus gedoen het, maar hulle vaar oor die see sonder Jesus. Hoe baie doen ek dinge nie oorhaastig nie, en dalk ongeduldig, sonder Jesus. Sonder om eers te wag, sonder om eers te bid, sonder om eers te hoor, sonder om net eers 'n bietjie rustig te raak, tree ek baie keer op, en dit is baie keer oorhaastig. En die gevolg is amper altyd dat ek in die moeilikheid beland. Die moeilikheid van een of ander storm. Baie keer probeer ek dinge in my eie krag doen, en ek roei en roei en roei, maar as Jesus in my boot is, arriveer ek baie vinnig en met baie min moeite by my bestemming. So die les wat ek hier uitvat is: wag op die Here. Wag op die Here, hoor by die Here, voordat ons sommer net besluite maak, of sommer net oorhaastig of impulsief optree. Kom ons raak rustig, kom ons wag op die Here en op sy leiding, en op sy antwoord. Kom ons bid saam. Here Jesus, bewaar my teen oorhaastige optredes. Help my om op U te wag en nie iets te doen of iets te besluit voordat U my nie lei nie. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie video, subscribe op die YouTube kanaal, en ons sien mekaar weer volgende keer.